Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is so bly jy kuier saam met ons vandag. Ons hoop jy geniet die boodskap en ons hoop dat hierdie ook vir jou en jou gesin iets beteken. Ek wil vanoggend met jou praat oor hierdie tema, die 2 verlore seuns. En as jy jou Bybel het, wens asseblief saam met my oopmaak by Lukas 15. Ek gaan vir jou lees vanaf vers 11 tot 32. Lukas 15 vanaf vers 11. As jy jou fisiese Bybel het, ek sien laaste week net so bewus van wat gebeur wanneer ons fisiese Bybel saam met ons het, want jy maak notas en jy skryf goed neer en as jy jou Bybel oopmaak, dan onthou jy die beloftes wat God van tevore vir jou gee het, waar as jy jou selfoon net nou en dan kom maar 'n WhatsApp deur, is dit vir julle ook so in die oggend as jy nou wil begin Bybel lees op jou foon, dan, en is 4:00 die oggend, niemand is ooit wakker nie, maar die oggend wat jy nou Bybel wil lees op jou foon, dan stuur almal nou vir jou WhatsApps, met wie gebeur dit ook, né? So dis nie net met my nie, okay. So dis hoekom ek verkies het as die fisiese Bybel uit lees vanoggend, maar ek lees dit vir jou, dit gaan nie agter my op die skerm ook wees, en as Jesus hier aan die woord, en hy sê die volgende, om die punt verder te verklaar, het Jesus vir hulle die volgende verhaal vertel. 'n Man het 2 seuns gehad. Die jongste het vir sy pa gesê, ek wil my deel van die boedel nou hê, eerder as om te wag tot pa doodgaan. Die pa het toe ingestem om sy goed tussen sy 2 seuns te verdeel. 'n Paar dae later het hierdie jonger seun al sy besittings en geld omskep, na 'n ver land gereis en daar al sy geld verkwis met 'n uitspattige lewe. Teen die tyd dat sy geld opgeraak het 'n groot hongersnood oor die land gekom en hy het begin honger ly. Hy kry toe werk by 'n plaaslike boer en die het hom die veld ingestuur om die varke op te pas. Die seun het so honger geword dat selfs die pele wat die varke gevreet het vir hom smaaklik gelyk het, maar niemand het hom enigiets gegee om te eet nie. Toe hy uiteindelik by sy sinne kom, sê vers 17, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos. En hier is ek besig om van honger dood te gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe en vir hom sê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Neem my asseblief in diens as 'n gehuurde werker. Daarop het hy teruggegaan na sy pa toe en toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom, oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seun toe gehardloop. Hy het hom omhels en hy het hom gesoen. Sy seun het vir hom gesê, pa, ek het gesondig teen die hemel en ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa sê vir die bediendes, gou, bring die mooiste mantel in die huis en trek dit vir hom aan. Kry 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete en slag die vetgemaakte kalf. Ons moet fees vier. Want hierdie seun van my was dood. En hy het nou teruggekeer na die lewe. Hy was verlore, maar nou is hy gered. En toe het hulle begin feesvier. Intussen het die ouer seun in die veld gewerk, toe hy teruggekom het huis toe, hoor hy musiek en dansery in die huis. En hy vra toe een van die bediendes wat aangaan, jou broer is terug, het hy vir hom gesê, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag. Ons vier fees omdat hy veilig teruggekom het. Die ouer broer het hom liderlik en vererg en wou nie ingaan nie. Sy pa het toe uitgekom en gesoebat, maar hy het geantwoord, ek het al die jare hard gewerk vir pa en nooit geweier om enigiets te doen wat pa my gesê het om te doen nie. En in al die tyd het pa my nie eers 'n bokkie gegee om saam my vriende fees te vier nie. Maar toe hierdie seun van pa terugkom, nadat hy pa se geld op prostituie gemors het, vier pa fees en slag die beste kalf wat ons het. Sy pa het vir hom gesê, kyk seun, ek en jy is nog altyd hier by mekaar en alles wat ek het is tog joune. Ons moet hierdie gelukkige dag vier, want jou broer was dood en hy het teruggekom na die lewe. Hy was verlore, maar hy is nou gevind. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u woord 'n tweesnydende swaard is wat leuns afsny, wat die vyand laat vlug. Dankie dat die Gees die woord geïnspireer het, en daarom wanneer ons volgens hierdie woorde lees, dan lees ons hierdie woorde vanuit die plek, dat dis wat die Gees volgens met ons wil deel. Mag u volgens hierdie woord oopbreek in Jesus se naam. Amen.
Lukas 15 is 'n baie bekende skrifgedeelte. Inteendeel, as jy kan onthou, so 4 jaar terug het ons 'n hele jaar spandeer aan hierdie gedagte van Lukas 15. En as jy nou nog nie Lukas 15 gelees het nie, was jy dalk nog nie baie in die kerk nie, of jy soos ek toe ek jonk was, jy het nie baie geluister in die kerk nie. Jy weet, dit is hierdie baie bekende skrifgedeelte. Daar's hierdie 3 ritmes wat in Lukas 15 plaasvind. Jesus is hier aan die woord. En wat Jesus besig is om hier te kommunikeer, is dat daar is 'n hart wat God het vir mense, en dat hierdie hart is vasgevang in die volgende 3 stories. Die eerste storie lees ons van die 99 skape wat die herder agterlaat om die een skaap te gaan haal. En dan lees ons die volgende storie oor die verlore muntstuk, en die muntstuk wat verlore is, jy weet, is 'n storie wat God ook gebruik van hierdie vrou wat haar hele kamer skoonmaak, want sy soek hierdie een muntstuk. En daarna kom ons by die storie van die verlore seun, en ek dink die Bybel, vir alles jy in die kerk groot geword het, is ons geneig om familier te word met die Bybel, en jy het al dalk 'n miljoen preke oor Lukas 15 gehoor, Psalm 23 gehoor, oor Johannes 10 vers 10, daar's sulke skrifgedeeltes, Jeremia 29 vers 11, en ons raak familier met hierdie gedeeltes, en omdat ons familier daarmee raak, dink ek, okay, ek het hierdie al gehoor, en toe jy hoor, ek lees vanoggend uit Lukas 15 uit, toe switch jou brein klaar af, want jy dink, ek het mos dit al gehoor, ek weet, ek het al elke preek gehoor oor hierdie, maar wat ek die Here voor vra in hierdie week, en wat ek vanoggend regtig vir ons as gemeente bid, is dat die Here 'n vars perspektief op Lukas 15 vir ons sal kom gee oor God se vaderhart, want dit is immers Vadersdag. En ek beleef dat God wil iets vir ons sê deur sy vaderskap, en die feit dat hy, ek meen, dis interessant, dat God deur Jesus verwys word as Vader. Hy praat en hy sê, ons se Vader, onthou jy, ons het nou 'n hele paar weke aan dit spandeer, Matteus 6, wat Jesus praat oor ons se Vader. So dis belangrik om iets te verstaan, dat God het 'n vaderhart. En dit word vasgevang in hierdie storie wat ek vanoggend by wil stil staan vir 'n oomblik. En hierdie storie gaan oor verhouding. Nodig om die volgende te hoor. Hierdie storie gaan oor verhouding, en dit wys die volgende, dit wys die hart van die Vader, maar nie net wys dit die hart van die Vader nie, dit wys die hart van die een seun, en dit wys die hart van die ander seun. Want ek dink as ek almal vra wat hulle die storie gehoor het, of jy het dit dalk al gelees in jou Bybel, wat jy vir my sal sê, is die feit dat Lukas 15, hierdie gedeelte wat ek nou vir julle gesê het, staan bekend as die storie van die verlore seun. As jy help net daar asseblief. Kan iemand net gou kyk of sy okay is asseblief, een van ons volonteërs, net kyk of sy alright is. Here, ons bid vir daai dogtertjie wat sukkel om asem te haal. Ons vra dat U in Jesus naam sal intree. Nie laat die vyand kom steel nie. Here, U woord leer ons dat daar is lewe, en ons spreek lewe in hierdie oomblik in Jesus naam. Amen. Amen. So, as jy nou Lukas 15 kyk, dan lees jy altyd van een verlore seun. Maar ek weet nie of jy hier's 'n opskrif ook, blydskap oor 'n verlore seun wat terugkeer, maar meeste van die teoloë wat ek lees, reken, daar's nie net een verlore seun in hierdie storie nie, daar's eintlik 2. En hoewel die een fisies teenwoordig verlore is, hy's nie daar nie, hy het weggegaan, is die ander een se hart verlore. En wat ek vanoggend wil doen, is ek wil vir 'n oomblik kom stil staan en kyk na hierdie 2 seuns, en ek wil, daar's 5 gebeurtenisse, 5 oomblikke wat gebeur hier in Lukas 15, wat ek vir 'n oomblik by wil stil staan. Die eerste ene is die oomblik van konfrontasie. Jy sien, kom ons begin by die jongste seun. Die jongste seun gaan konfronteer sy pa, en hy sê vir sy pa, ek wil my gedeelte van die erfporsie hê. Nou, as jy Joodse kultuur verstaan, werk dit so, die oudste seun kry 2/3 van die erfporsie as die pa doodgaan, maar die jongste seun kry dan 1/3, of as daar meer as een jongste seun is, hulle kry dan nou wat oorbly, maar in hierdie storie lees ons van 2 seuns. So hy kry 1/3 en sy boetie kry 2/3. Maar hoe dit gewerk het in daai kultuur, en baie soos wat dit nou vandag in ons kultuur werk, is jy erf nie voordat jou pa nie dood is nie. Inteendeel, jy erf ook nie nou totdat jou ma dood is nie. Hulle albei moet doodgaan voordat jy iets kry. En hierdie seun bevind homself op 'n plek waar hy die arrogansie het om na sy pa toe te kom en vir sy pa te sê, hy konfronteer sy pa, en hy sê, pa, ek soek jou besittings. Met ander woorde, het jy al so hieroor gedink, dat hy eintlik vir sy pa sê, pa, ek wens eintlik jy was dood.
Dis hierdie seun se hart. Want die verhouding wat hierdie seun het en die rede hoekom hy hom konfronteer, is omdat hy kom hier en hy sê eintlik vir sy pa, ek soek nie jou hart nie, ek soek net jou hand. Ek soek wat jy vir my kan gee. Kan ons vir 'n oomblik stil staan en sê, hierdie is so baie van ons verhouding met Jesus is? En ek sê altyd daai ding, as jy nie amen sê nie, sê maar eina. Want ons soek wat God vir ons kan gee, maar ons is nie noodwendig lief vir hom nie. Ons staan in verhouding met hom, maar die enigste rede hoekom ons in verhouding staan met hom, is oor wat hy vir my kan gee. En hierdie seun weerspieël sy hart. En nou jy het nodig om te verstaan, wanneer Jesus hierdie storie vertel, is dit nie per toeval dat Jesus hierdie storie so vertel nie. Ek kan net myself indink toe Jesus hierdie sê, hy het vir sy pa kom vra vir sy erfdeel. Toe staan daar van daai paas daar en sê, jy my laaitie moet kom vra. Ek sal vir hom weksel. Hy maak so lank die belt los, jy weet. Joelen. En Joelen is so, kan nie glo. En weet julle wat? Hierdie pa is so goed. Hy gee dit vir hom. Hy gee dit vir hom. En dit sê, hierdie kind vat al die besittings wat hy van sy pa gekry het. Kan jy dink daar was erfstukke gewees? Ek skien eendag by my goed erf. Daar gaan seker goed hê. Dit het dalk finansiële waarde, maar dit het baie meer sentimentele waarde. En hierdie kind vat daai derde van daai goed. En hy het nie 'n saak met die sentimentele waarde nie. Hy vat dit en hy gaan verkoos dit en hy verkoop dit vir geld. So met ander woorde, pa, dit wat jy opgebou het jou hele lewe lank, dit wat jy vir my wou gee, wat my toekom, was nie eers vir my belangrik nie. Ek wou net geld gehad het vir dit en hy verkoos dit. En dikwels gee God vir ons sekere goed. Verantwoordelikheid, ons geld, ons vrou, ons man, ons kinders. En ons sê, Here, ek is net lief vir U oor wat U vir my kan gee. En nie omdat ek 'n verhouding met U staan. Jy sien, dis hierdie seun se hart en daarom konfronteer hy sy pa. Maar die tweede seun se hart was ook nie goed nie. Jy sien, hierdie gedeelte wat ek nou vir jou van vertel het, is in die begin van die storie, maar aan die einde van die storie sien ons die verhouding wat die oudste met sy pa het. En die verhouding wat die oudste met sy pa het, die toestand van sy hart, en hierdie is hoekom ek sê, hierdie seun is ook verlore, want hierdie seun kom by sy pa, en hy sê vir sy pa, die eerste woorde wat hy vir sy pa sê, nadat hy hoor sy verlore boetie het teruggekom. Kan jy net, kom ons stop gou vir 'n oomblik, en ons rewind iets 'n bietjie, en ons dink aan die dag toe daai seun by die huis weggeloop het. Wat het met die pa se vaderhart gebeur? Kan jy jou indink, jou seun loop vanoggend net weg? Nou ek weet van julle wat tieners het, bid dalk vir dit, maar vertrou my, moenie vir dit bid nie. Maar daar's 'n oomblik. Daar's 'n oomblik wat 'n pa kom en hy sit by die tafel en ek kan nie sien hoe die traan nie afloop. Jy sien 'n pa huil nie soos 'n ma huil nie, jy hoor 'n ma huil, né? Ek het my ma menig male hoor huil. Maar 'n man huil sonder om sy gesig te verander en die traan rol net so by sy wang. Ek sien, jy sien, dis hoe ek die Bybel lees. Ek staan by hierdie tafel waar hierdie tafel is leeg. Daar's so 'n oop sitplek by hierdie tafel. En by hierdie tafel sit hierdie pa daar en is stil om die tafel. En die kersse brand. En ons weet nie lekker waar die ma is nie, maar kom ons sê die ma sit ook daar en die ma huil ook, maar hierdie pa sit daar en hy eet nie. Hy stoot die ertjies so rond op sy bord. En die vleis sproei soos niks. Want al wat hierdie pa begeer is die seun moet huis toe kom. En die ander seun sien wat dit aan sy pa doen. Onthou, hierdie ander seun is die een wat oorgebly het. Hy is die een wat getrou gebly het. En hy staan daar, of hy sit daar by hierdie tafel en hy sien wat hierdie aan sy pa gedoen het. En dan kan ek dink dat hierdie ouer broer was baie kwaad. Was baie kwaad geweest vir sy jonger broer. En dan kan ek het gesê, dis altyd die jongstes. Kan ek gesien, waar is die oudste kinders volgens jy is die oudste, steek op jou hand. Sien julle die pyn in daai hande? Julle was die proefkonyne gewees, nê? Waar is die middelkinders? Middelkinders, sê my, almal vergeet altyd van julle. Ek is jammer dat almal altyd van julle vergeet. Waar is die jongstes? Ja, niemand hou van julle nie, hoor. Julle is arrogant en julle dink dit gaan net oor julle. Presies soos die kind in hierdie storie. Maar kom ons praat vir 'n oomblik oor hierdie oudste se reaksie. Hierdie oudste kom by sy pa. Die seun het teruggekom. En weet julle wat sê vir sy pa? Hy sê nie vir sy pa, pa, ek het die trane gesien wat pa gehuil het om die tafel nie. Hy sê nie vir sy pa, pa, ek is so bly Boetie is by die huis nie. Weet julle wat sê hy vir sy pa?
Hy kom en hy sê vir sy pa, pa, hoe kon jy dit vir hom doen? Want weet jy wat en kyk op wie sit hy die fokus, nie op sy pa se hart nie. Hy sit die fokus op hom en dan sê hy die volgende, hy sê, ek het gebly. Ek was getrou. Ek het aanhou dien, ek het nooit enigiets meer gevra nie. Ek het my kop afgehou en ek het gedien en ek het gewerk en ek het gewerk. En pa, jy kyk my mis. Jy kon eers vir my en my vriende 'n bokkie gee om ten minste 'n bietjie partytjie te hou nie. En so die tweede seun se verhouding met die pa is nie vir die feit wat die pa vir hom doen nie. Hy baseer sy verhouding met die vader op wat hy vir die vader doen. En ons baie van ons in die kerk wat dink ons verhouding met ons hemelse Vader is gebaseer op wat ons doen. Maar kan ek vir jou sê, as jou verhouding met God gebaseer is op wat jy doen, dan verstaan jy nie die evangelie van Jesus Christus nie. Want die woord leer ons, daar is niks wat ek kon doen om my verhouding met die Vader reg te stel nie. Dis alles oor wat Jesus gedoen het. Dis alles oor die feit dat God het die Seun gestuur en die Seun het gesterf. Jy sien, dis wat godsdienstigheid doen en dis wat Jesus hier aanspreek. Want die ouer broer in hierdie storie verwys na die mense wat besig is om te luister na hierdie storie. Die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Jy sien, Lukas 15 is 'n reaksie wat Jesus kom en hulle raak kwaad, want gebroke seuns kom terug huis toe. En die oudste broer is van, maar ek hou die wet. Ek doen wat reg is. So hulle verhouding met God is amper die verhouding wat 'n werknemer met 'n werkgewer het. Maar kan ek dit vandag vir jou sê, ons hemelse Vader wil nie daai verhouding met jou hê nie. Hy wil nie die verhouding hê wat die eerste seun gehad het, net met hy gee net vir jou nie. Hy wil nie 'n verhouding hê waar jy net dink jy moet perform om by hom uit te kom nie. Jy sien, en dis hoekom hierdie twee seuns hom kon konfronteer het, want die Engelsman het 'n mooi woord, dit expose. Afrikaans is ontbloot die toestand van hulle hart. Kan ek jou vra vanoggend, wat is die toestand van jou hart? Wanneer ons praat oor ons Vader, wanneer ons praat oor God, ons hemelse Vader, dan kyk baie van ons na God met 'n wanpersepsie van wie hy is. En dis die moeilike ding van Vadersdag vir my. En dieselfde ding met Moedersdag. Maar veral op Vadersdag, jy sien, want wanneer ons begin praat oor God as Vader, dan is daar sekere prentjies, as ek die woord papa, of pa, of daddy, of vader gebruik, is daar in baie van ons 'n wroksmaak in jou mond. 'n Slegte smaak. Onthou, ek is een wat volgende vir julle kan staan en vir julle sê, my pa wou my nie gehad het nie, toe my ma swanger geword het op die ouderdom van 17, ja, my ma het op 17 swanger geword, toe sê my pa, hoor hierso nee, dit was net 'n vakansievlieg, sorry, nee. As hy gesê het, moet my asseblief nie weer kontak nie, foon aan haar oor doodgedruk. En hier sit my ma met 'n boepie, amper soos ek vandag. Ek werk aan, my vrou is op my keus, ek probeer. En my ma staan met hierdie babatjie en sy besluit, Here, ek gaan hom net vir u gee. En maar ek word gebore en ek het nooit besef wat dit beteken om nie 'n pa te hê nie. Ek het 'n oupa gehad, oupa Leon. Ek is verskriklik lief vir hom. En ek was lief vir hom. Ek het sy begrafnis gedoen in 2020, moeilikste begrafnis wat ek in my lewe gedoen het. Want hy was soos 'n pa vir my, het my geleer om vir die WP te skree. Kan ek net sê, julle blou bulle moet niks sê nie. Dankie tog vir die cricket, nee, enigiemand, dankie tog vir die Proteas. Maar my hierdie oupa was vir 'n lang tyd in my lewe en maar hy was so afwesig en hy het maar sy eie gebrokenheid gehad. Maar ek kan nou vandag vir julle sê, as 'n jong man, moes ek sonder 'n pa groot word. En weet jy wat gebeur as jy sonder 'n pa groot word? Jy moet maar leer om jou eie battles te fight, pappa. En ek onthou ek graad 1 my heel eerste rugbywedstryd speel. En al die seuns hardloop na die tyd. Hierdie was 'n tyd voor vaderloosheid 'n groot ding was. Ek was een van die eerstes gewees in my generasie waar pa afwesig was en al my vriende hardloop na hulle pa toe na rugby. En ek staan daar en wag dat my ma van werk af moet kom om my te kom haal. En vir die eerste keer in my lewe, ek sal nooit hierdie oomblik in my lewe vergeet nie, staan ek daar. En ek wens ek het 'n pa gehad. En ewe skielik moet jy, you must man up. Eet jou stukkie vleis. Jy weet, in daai dag het ek iets geleer van 'n cowboys don't cry. Mense gee nie om as 'n man huil nie. Of dis die illusie, dis die leuen wat aan ons verkoop is. En daai dag moet ek opstaan. En ek het 'n konfrontasie met God. Want my ma leer my altyd, God is jou pa. En ek sê, Here, maar waar was jy vandag toe ek rugby gespeel het?
Jy sien, dis die ding met Vadersdag, is dit maak sekere emosies in ons wakker. Ek wens my pa was daar gewees, en toe my ma, of toe ek 10 jaar oud was, toe trou my ma weer, en ek kry 'n pa, my pa was 'n pastoor, my stiefpa was 'n pastoor. Maar hy het sy eie foutjies gehad, en hy het bietjie rondgeneek, en ander vrou in sy lewe toegelaat, en hy het my ma geslaan, en op die ouderdom van 10 moet hierdie jong man weghardloop, na 'n telefoonhokkie toe, en die polisie gaan bel en sê, ek gaan my ma doodslaan. En ek kry nog 'n idee van wat 'n pa is. Ek vertel hierdie vir jou nie omdat jy my met jammer kry nie, ek staan hier, en die Here, my naam is Marius, Mara beteken bitter, maar weet julle wat die woord leer ons, die Here verander bitter in soet. En ek gaan vir julle nou getuig oor waar hierdie oomblik vir my net pos gevat het in my eie lewe, en ek glo dis belangrik om met my eie lewe uit met jou te deel, want ons van julle wat dalk vandag hier sit, en jou perspektief van God is afwesig, want jou pa was afwesig. Jou perspektief van God is dalk seer, of van pa is seer, want jou pa het jou seer gemaak. Kan ek gou vinnig hierdie stelling maak? God is nie jou aardse pa nie. Hy is al het jy 'n goeie aardse pa, God is soveel beter as dit. Maar weet julle wat hierdie vir my van net dat hoe goed God is so 4 naweke terug staan ek langs 'n rugbyveld. En ek sien pa waar ons staan en my seun speel daar, en ek sê van Here, dankie dat U my herstel het, dat ek vir hierdie seentjie hier kan wees. Jy sien die pad wat hy met my gestap het. En dit was 'n tawwe pad van klippekou en groot word voordat jy moes groot word. En sekere goed moes deurgaan dat jy net aan die ander kant kan uitkom, want ek het gesê, Here, ek gaan nie net nog 'n statistiek wees nie. Ek weier dat my verlede my toekoms beïnvloed, en ek het na die Here toe gedraai, en die Here het die bitter en soet kom verander. So ek wil vandag vir jou sê, as jy ook vandag hier sit en Vadersdag is vir jou moeilik, want 'n pa het jou teleurgestel of was afwesig, wil ek vandag vir jou sê, mag die Here jou bitter en soet vandag kom verander. Jy sien, maar dit was nie die oudste seun se perspektief gewees nie, en daarom bring dit met die tweede gedeelte, so nie net was daar 'n konfrontasie nie. Weet jy wat doen hierdie twee seuns albei van hulle? Hulle draai, hulle ry op hulle pa, met ander woorde, hulle breek die verhouding met die vader. En dikwels is dit ons gedeelte, jy sien, die jongste kom vat wat hy kan kry van die pa. Die pa was net goed vir hom, die pa het nog altyd net vir hom voorsien, hy vat wat hy kon kry van die pa en hy loop weg. En hy gaan sê, ek gaan my lewe leef soos ek wil. Dit ken ons as wetteloosheid. Romeine praat daarvan, die hele woord getuig daarvan, dat hierdie is wat gebeur wanneer ons wegstap van God af. Ons gaan leef soos ons wil, en hy kan nie 'n sê hê oor ons nie. Dis hoekom daar soveel gemors in hierdie wêreld is, want ons dink ons kan ons lewens leef sonder God. Ek kan slaap som wie ek wil, want hy het klaar vir my gegee wat ek wil, ek het my liggaam, ek het niks meer van hom af nodig nie. En so ek kan myself gelukkig maak. Ek kan praat soos ek wil, ek kan dink soos wat ek wil, ek kan kyk wat ek wil. Ek kan drink soveel soos wat ek wil, snyf soveel soos wat ek wil. Dit staan bekend as wetteloosheid. En dit is wat hierdie seun gedoen het. Hy het gesê, Here, U het dalk 'n plan vir my lewe. Vader, jy is goed vir my. Maar weet jy wat, ek gaan my eie pad stap, en hy stap weg. En hy breek verhouding met die vader. Maar die oudste seun in hierdie tweede ritme van verhouding breek, staan aan die buitekant. Jy sien die pa kom en die pa sê, kom in. Kom vier saam met my verhouding. Nou in die Joodse kultuur, as jou pa met jou gepraat het en hy het vir jou gesê, kom in, en jy kom nie in en jy bly buite, dan kan jou pa vir jou gesê, ek onterf jou net hier en nou. Jy sien, en daai seun verstaan dit, en daarom staan hy buite en hy sê vir sy pa, hy sê in sy optrede vir die pa, weet jy wat nie? Niks wat ek ooit gedoen het was goed genoeg. Ek het myself keer op keer bewys, en daarom, ek breek my verhouding, want jy gee nie werklik om oor my nie. En ons party van ons het nie dalk in die wêreld en weggestap nie, maar jy sit hier, en in jou hart het jy God vertrou vir 'n wonderwerk, en daai wonderwerk het nie gebeur nie. En nou staan jy aan die buitekant en sê, ek glo jy is nog my pa. Maar weet jy wat, jy het my seer gemaak, ek bly buite. En ek wil nie inkom nie. En hy nooi jou in 'n verhouding, maar jy staan buite, jy sê nee. En dit bring my na die derde oomblik toe. Die derde oomblik is hierdie oomblik waar hierdie seun sit. Dis die oomblik van onthou, en die hartseer ding is, die oudste seun het in hierdie gedeelte van my preek nie 'n oomblik nie. Die oudste seun het nie 'n oomblik van onthou nie.
Jy sien, die derde punt is ek onthou wie ek werklik is. Dis hierdie vers 17 is, in hierdie hele storie is dit die gedeelte wat ek bid dit vir jong mense, ek bid dit vir mense wat seer gekry het, ek bid dit vir mense wat weggestap het van God af. Vers 17, Lance sit gif met daai vers 17 op, dit sê, toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos, hier is ek besig om van honger dood te gaan. Daai tot sy sinne kom, né? In die oorspronklike konteks praat dit van, toe hy onthou dat hy 'n seun is. Daar's mense wat weggestap het van 'n goeie vader af, want hulle het gekry wat hulle wou gehad het en hulle leef hulle soos wat hulle wil. Daar's van mense wat weggestap het want hulle het seer gekry. My gebed is, Here, mag mense tot hulle sinne kom en besef 'n lewe sonder U is niks. Jy sien, hierdie is 'n oomblik waar hy kom en hy besef dat ek is 'n kind van God. Ek is syne en daarom kan ek vandag in sy teenwoordigheid ingaan en ek hoef nie bang te wees nie. Jy sien, hierdie seun onthou wie hy is. Hy onthou, ek het 'n pa en my pa was vir my goed. En teenoor my pa is goed vir sy huurwerkers. My pa is goed ek gaan teruggaan. As gevolg van my verhouding met hom in die verlede kan ek teruggaan na hom toe. Maar ek besef, nou hoor net hier, ek besef dat as ek teruggaan, dan gaan daar hy gaan my nie net terugvat nie. So wat sê hierdie seun? Hy werk 'n speech uit. Hy sit hier in die varkhok. Hy werk 'n speech uit. Hy sê, as ek nou teruggaan na my pa toe, dan gaan ek vir hom sê, Here, papa, ek het teen U gesondig en teen die Here gesondig. Laat my nie toe om een van die werkers te wees. Maar weet jy wat, hierdie is 'n belangrike plek vir elkeen van ons om te kom, en daar's mense wat hier sit vandag. Jy's dalk fisies hier, maar geestelik is jy iewers heeltemal anders. Jy sit hier en jy's by die Vader. Jy's in die Vader se huis, maar emosioneel het jy die Vader afgeskryf. Jy dink hy wil jou nie hê nie, jy sien jouself net as 'n huurwerker. Maar weet jy wat vertrou ek die Here vanoggend voor? Ek vertrou die Here dat daar 'n oomblik sal wees dat jy sal onthou, jy kan terugkom. Ek bid vir van julle wie se kinders, van ons ouer mense vanoggend wie se kinders tans verlore is, wat weggestap het van die Here, of hulle die Here se goedheid en guns beleef, maar hulle het weggestap. Ek vra die Here, mag U kom en mag hulle 'n oomblik van clarity hê, mag hulle 'n oomblik van besef hê. Ek kan terugkom na my Vader se huis toe. Laat hulle onthou en hierdie seun onthou en hy kom terug hier na die Vader toe. Het jy geweet 13 keer in hierdie teks word ons herinner dat hierdie 'n Vader is, dat hierdie 'n Pa is, en dat wanneer ons terugkom, dan kom ons terug om met hom in verhouding te staan. Jy sien, hy kom en hy sê, ja, jy het my gekonfronteer en ja, jy het verhouding gebreek, maar ek wil hê, en dis wat Jesus hier sê, hy vertrou dat daar 'n oomblik sal wees van besef, 'n oomblik van onthou van wat die Vader gedoen het. Jy weet, elke goeie film, movie, wat ook jy wil noem, het so 'n oomblik waar die held of die persoon in hierdie rolprent die oomblik het van besef, die oomblik van onthou. Weet julle wat een van my gunsteling movies, julle gaan of my lag, maar een van my gunsteling movies, en ek kyk hierdie gereeld saam, Gideon is Lion King. Enige Lion King fans hier so vanoggend? Ek is mal oor daai movie. En daar's soveel, alhoewel ek nie glo hulle het uit 'n geestelike perspektief uit geskryf het, nie glo ek dat God kan 'n reguit hou met 'n kromstok slaan, okay? En so ek kyk hierdie movie en daar's hierdie oomblik wat net so met, nou ek wil net vir julle vertel, julle weet nou ek het nou nie 'n pa gehad nie, toe ek in graad R was, het hierdie movie uitgekom, ek voel verskriklik oud. So toe ek graad R was, toe hierdie movie uitgekom, en ek onthou ons in die kleuterskool sit en hulle wys toe nou op tapes, onthou julle tapes, ja, VHS, goeie ou dae, en die juffrou wys vir ons hierdie tapes, Tannie Corrie was haar naam gewees, en die oomblik waar Mufasa doodgaan. Waar Mufasa doodgaan en hierdie wilde beeste hardloop oor hulle, dis hoekom ek hulle altyd skiet as ek in die veld is, en hierdie wilde beeste hardloop oor Mufasa, dan daar was hierdie oomblik van, nee, sy pa is ook nou weg. Dis wat deur my kop gaan het, en ek huil. Die tannie bel my, maar hoor jy moet jou kind kom haal, hy het nog nie op 'n huil van ons Lion King gekyk het nie. Maar dis hierdie oomblik wat vir my uitstaan, is waar hy oor hierdie water gaan staan, onthou julle hierdie oomblik? En toe hy in hierdie water en kyk en hy sien sy refleksie, maar hy sien nie sy refleksie nie. Weet jy wat sien? Hy sien sy pa. En hy het 'n oomblik van besef. Ek is syne. Ek is sy kind.
En toe hy besef in hierdie film van Lion King, en die van julle wat dit nog nie gekyk het nie, sorry, 1994, ek spoiler alert, okay? Hy kyk in hierdie weerkaatsing in. En hy sien nie net sy pa nie, hy sien dat hy is 'n koning. Hy sien sy identiteit. En hierdie seun sit in daai varkhok en hy besef ek is syne. En hy staan op en hy gaan terug. So van konflik met die pa, konfrontasie, na verhouding breek, na besef. Kom hierdie seun en hy kom by die huis, en dit bring my by my 4de ritme, en ek dink ek gaan met dit afsluit vanoggend. Hy kom hier by die huis, en toe hy by die huis kom, sê die woord vir ons, dat sy pa het hom op 'n ver afstand sien aankom. Hierdie is die 4de ritme wat vir ons die pa se hart wys. En die pa sien sy seun daar aankom. Nou kom ons kleer net gou die prentjie en hoe lyk hierdie seun? Hierdie seun is vuil. Hy het tussen varke gewerk. As jy enigiets weet van Jode, hulle eet nie bacon nie, want hulle sê, hulle eet glad nie vark nie. Hulle sê dat 'n vark is 'n onrein dier, en daarom, wanneer jy 'n vark eet, of jy kom in aanraking met 'n vark, dan is jy onrein. So in die Joodse perspektief, die slegste werk wat jy kan doen, is om varke op te pas. Hierdie seun is so gebroke, stikkend verlore, dat hy tussen varke gewerk. Hy is vuil. Het jy al gesien hoe lyk 'n varkhok? Ek praat nie van jou tienerseun of dogter se kamer nie. Ek praat van 'n varkhok waar dit is sleg, en dis mis oral, en dis pele, en dit stink, en die varke oink oink daar binne, en dis vuil, man. Dis gross. En dis waar hy gebly het. So ek moet homself dink hoe hy na sy pa toe stap, hierdie seun, en die skouers hang, en die gesig is afwaarts, en hy is besig om te stap, en hy sê vir homself, ek gaan my speech moet reg hê, want wat ek gaan doen, en jy sien, hier kry hy ewe skielik die perspektief van die boetie. Die boetie se perspektief is, as ek maar net beter gedoen het. Alles wat ek vir die Vader gee, dan gaan hy vir my iets teruggee. En hier begin die jonger broer ook hierdie perspektief kry. Sien, ons het baie keer hierdie perspektief. Ons dink as ons na God toe wil kom, dan moet ons eers alles uitfigure. Ons het die idee van ons moet reg wees. Ons moet ophou sonde doen. Weet jy wat, as jy dit kon gedoen het, het jy nie Jesus nodig gehad nie. En so hierdie seun stap na sy pa toe, en hy's besig om hierdie speech, ons hoor hoe hy vir homself hierdie speech opsê van, ek het teen die hemel en teen Vader, teen u Vader gesondig, en daarom, asseblief vat my net as 'n huurwerker terug. Jy weet, hy hardloop hierdie ding oor en oor in sy kop, en ek kan nie sien hoe hy stap, en almal wat verby hom loop sulke draaie, want hy stink. Hy het nie cologne gekry vir Vadersdag nie. En hy is besig om teen hierdie bult op te stap. En al wat hy dink is, ek wonder hoe gaan nou hier's wat jy nodig het om te weet. In die Joodse kultuur is daar 'n gebruik wat hulle noem kazaza. Ek wil nou vanoggend vir julle dit illustreer. Ek het 'n pot hierso. En hoe kazaza werk, as daar 'n seun die huis verlaat, soos wat hierdie seun gedoen het, en hierdie seun stap weg, dan wat hy eintlik in beginsel doen is, hy bring sy pa in skande. Want die mense praat oor sy pa. En weet jy wat sal die mense sê oor sy pa? Hulle sal sê dat sy pa was so 'n slegte vader dat die seun het weggeloop. Is dit waar? Dis nie waar nie. Ons sien hoe hierdie pa 'n goeie pa is. Maar dis die prentjie wat die mense sê, die rede hoekom die mense wegstap is want die vader moet sleg wees. Of die vader het hom nie genoeg pak slaag gegee nie. Ons hou daarvan om dit te sê. Het jy gesien, hulle gee nie om genoeg pak nie. Amen, eina, nee. En hierdie seun bring sy hele gesin in skande. Maar omdat hierdie seun sy gesin in skande bring, is daar gevolge op sy optrede. So wat sou gebeur het,
is die mense sou gegaan het en hulle sou 'n kleipot reg gehad het, hulle kleipot met as in. So jy weet as jy nou lekker klaar gebraai het, daai as wat oorbly, dan het hulle 'n kleipot vol as gehad. En wanneer daai seun terugkom huis toe, want gewoonlik kom seuns terug huis toe. Wanneer daai seun terugkom huis toe, weet jy wat sal die dorp doen? Hulle sien hom aankom en dan gaan haal hulle aspotte en dan vat hulle daai aspotte en dan gooi hulle dit stikkend. Askie staan nie okay? Sorry. Ek het gehoop hy gaan nie so ver nie. Ek sal vir Tannie 'n koffie koop na die tyd. Sorry. Kykie. En dan wat sou gebeur het is die as versprei. En wanneer die as versprei, dan sê hulle vir hierdie seun wanneer hy terugkom huis toe. Mag dit wat met hierdie kleipot gebeur, mag God dit aan jou doen van wat jy aan jou vader gedoen het. Ek het baie gewonder hoekom het die pa gehardloop. Die pa het geweet hierdie is wat gaan gebeur. En so weet julle wat doen die pa? Die pa trek sy plakkies uit, want jy kan nie in plakkies hardloop nie. En die pa begin hardloop, toe hy sy seun op die bult sien, hardloop hy, en hy hardloop, en toe hy daar, toe die mense hom sien op die bult, toe is hulle besig om hulle kazaza reg te kry, en die pa sê, nee, julle gaan nie my seun so hanteer nie, en die pa hardloop, en toe die pa bo op die bult kom, toe het hulle nooit tyd gehad om die kleipotte stukkend te gooi nie, want die pa het die oordeel uitgehardloop, en ons mense wat vanoggend hier sit, jy beleef die oordeel van die Here. Jy beleef hoe dat sê, jy's nie goed genoeg nie. Of die oordeel van mense, wat sê, jy's so sleg. Jy het al rond geslaap, jy sal deur 'n egskeiding. Ons weet, jy het al goed gedoen, jy het al bedrog gepleeg in jou besigheid. En dis wat die wêreld vir jou wil sê, en hulle wil jou oortuig, dis wat God van jou sê. Maar weet jy wat, hierdie storie is 'n prentjie van God se hart, en hy hardloop voordat die wêreld jou kan hoor aankla, en hy kom daar, en hy gryp jou vas, en weer eens sê ek, hierdie seun is vuil, is stikkend, is gebroke. Weet jy wat so interessant? Die pa gryp die seun in sy vuilheid vas, en hy druk hom. En die seun huil heel moontlik, die traan loop af, en hy stink, en hy lyk nie lekker nie, hy het nie klere nie. Weet jy wat sy pa se reaksie? Die seun begin praat. Gaan kyk gou in die storie weer in Lukas 15 is. Daar's nie, die pa reageer nie op wat die seun sê nie. Die seun het sy goeie oulike speech ingewerk. Weet jy wat gebeur? Die pa luister nie na hom nie. Want die pa se liefde is so groot, hy kyk verby die seun se stink, hy kyk verby die seun se foute, en wat hy doen is, hy kom en hy omhels hom. En dan roep hy een van sy werkers nader, en hy sê vir sy werkers, bring vir hom 'n ring, bring vir hom kleed, en bring vir hom skoene. Nou hierdie 3 goed is baie simbolies in die Joodse kultuur. 'n Ring praat oor identiteit, jy het 'n seelring wat jou familie, so hy sê jy's deel van my familie nog steeds. 'n Kleed praat van geregtigheid, met ander woorde, daar's nie 'n aanklag teen jou nie, jy's vrygespreek. En die skoene praat van vrymoedigheid, soos wat ons lees. Hy sê, ek gaan leef met vrymoedigheid. Hy sê, my seun, bring hierdie goed, en dan vier hy fees. Want dis sy hart teenoor die seun. Sy hart teenoor die seun is, maak nie saak hoe droog jy gemaak het nie. Dis hoe lief ek jou het. En op hierdie Vadersdag beleef ek, was 'n klomp van ons wat weggehardloop het. En jy voel dalk God is kwaad vir jou. En jy is bang vir die kazaza, want jy dink dis hoe God jou gaan oortree. Hy gaan 'n kleipot gooi, en dan gaan dit jou in die oog tref. Ek is jammer, Tannie. En daar gaan oordeel wees. Maar die Vader hardloop na jou toe, voordat daai goed kan kom, en hy cover jou. Hy hardloop na jou toe, want hy is lief vir jou, maar ons van ons wat dalk buite die deur staan, en jou pa sê, kom in, ek wil my verhouding met jou herstel. Maar jy staan buite en sê, nee Here, ek het al te veel gegee om nie, en die Here sê, hey, let it go, kom na my toe. Die fokus is nie op jou nie, die fokus is op my, en ek bring herstel. En weet jy wat's awesome? En dit het een van die teologiese goed ek hierdie week gelees, hulle sê, die ou broer waarna Jesus hier verwys het, was die Fariseërs. Maar die woord leer ons dat ons is nou mede-erfgenaam van Jesus. So die ou boet wat ons gekry het, is nie die Fariseërs wat hulle rug op ons draai nie. Die ou boet wat ek en jy gekry het, sy naam is Jesus Christus. En hy het gesterf vir my en vir jou. Dankie Here dat U gehardloop het. Die rede hoekom hy gehardloop het, was om die oordeel vir jou vry te spreek. Elke ander geloof sê,
Jy moet goed doen en dan kan jy na God toe gaan. Jesus sê, die Vader kom na jou toe. En hy is vandag hier. So daar wie jy sit vir 'n oomblik, wil jy nie jou oë sluit. En ek wil vir ons is nog nie klaar nie, ons het nog so 1 of 2 goed om te doen vanoggend. Daar wie jy sit. As jy vanoggend dalk weggehardloop het, of jou hart is hard teenoor die Here vandag, besef net, hy staan vanoggend en hy gooi sy liefdevolle Vaderarms om jou en hy nooi jou in. All I've given you is trouble and all you've given me is grace. Dankie dat ons gehardloop het. Dat ons terugkom, dat ons gedink ons gaan oordeel beleef. Maar U het ingehardloop en U het ons vasgegryp. In ons vuil, sondige klere. En het ons vrygespreek. Dankie dat ons kan kom net soos wat ons is. Kom gooi U arms om ons. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek is so bly dat jy saam met ons ingeskakel het en ek glo en vertrou dat hierdie boodskap vir jou ook iets beteken het. As dit het, deel dit asseblief met vriende en familie en dan sien ons jou volgende week weer.